Goeiemôre. Ek dink ons moet mekaar eers warm sing, dan gaan julle dalk 'n beter hallo sê. Is goed so. Ons het so 3-4 liedere en een nuwe lied wat ons ook gaan leer met die voorsang. Maar voordat ons daarby kom, hier is lied 227 wat net sê sing, loof en prys die Heer. Ons sing hom 2 keer. Amen.
Julle, die volgende lied is 'n nuwe lied uit die Vonkbundel uit. Uit die Vlambundel uit. Dit is tyd om te sing. En dit is die temalied en ons besing net God se grootheid. Wat julle nou moet verstaan, daar is 'n gewone manier om dit te speel en dan is daar 'n hoërgraad manier met 'n klomp ekstra draadjies in die middel. So volg asseblief ons sangers. Daar gaan stukkies wees tussenin wat ons moet nou luister en nie sing nie. So ons gaan vir julle lekker inval. En ons het dit laasweek gesing terwyl julle uitgestap het. Dalk herken julle die wysie, maar dit is regtig 'n mooi lied. Kyk na die woorde: Skepper God almagtig groot, deur u troue skepperhand, u wat nooit ooit sluimer of slaap, onderhou ons vaderland. Dis 'n gebed wat net ook net sing van God se grootheid. Goed, luister, ons gaan vir julle mooi begelei en geniet dit. Is mooi, nee? Ja, môre? Dis beter, lekker om julle te sien. Vriende, ek hoop julle het julle westerligte in julle hand. Julle sal ons nou ook dan nou sien wat ons program vir die week is. Die belangrike deel van ons program is dat vandag is die afskop van, wat nou weer? Julle is wakker, Pinkster. Ons is Pinkster hierso
En ek gaan nou ons predikant vir julle 'n bietjie bekendstel. Ons is baie opgewonde om Pinkster dan ook by te woon. Onthou nou gou-gou, van vanaand af is daar dan nou vanaand tot donderdag aand toe ook dienste in ons Pinkstertyd. En dan nou in die week, maandag tot donderdag, dan drink ons na die tyd sop. So ek wil nou gou net Andra gevra dat as daar nog mense is wat haar kan help met sop in die aande, dat julle sommer nou by die koffie drink kry saam met net vir haar gaan beduie en met haar praat. Of dan nou vanaand na die diens kan julle haar ook kry. Sal sy in die kerk wees as daar van ons mense is wat nog kan help met 'n bietjie sop. Of broodjies dan vir die aand. Andra, hey, Gollywok, kyk gou vir my, ek praat met jou. Het jy genoeg broodjies? Okay, so hulle kan maar kom praat oor die brood ook. Dankie. Daar sy. Sien, sy luister ook het. Linnie, ek dink sy gaan beter vir jou luister, maar in elk geval. Vriende, dan het ons al die afkondigings, die Pinkster temas is agter, die bazaar is op pad, ons kospakkie projek, julle, die winter is hier, ons kospakkies is 'n bietjie laag, so ons vra maar mooi as julle kan. Maar dan vanoggend, voordat ek vir Linnie aan julle bekendstel, julle wil ek, ons het 'n ongelooflike mooi naweek gehad. Ek dink elkeen van julle wat hier was, sal iets daarvan kan getuig. En daar's 'n klomp emosies wat deur my gaan. Ja, aan die een kant is ou moeg, maar aan die ander kant is dit so, wat is die mooi woord vir humbling? 'n mooi belewenis van dankbaarheid oor 'n paar goeders. Nommer 1, julle ongelooflike bystand en julle hulp. Mense wat al vragte klere aangedra het. Mense wat kom help het om te kom regmaak voor die tyd Vrydag. Mense wat gister hier opgedaag het en vir ons kom help het om die mense te bedien. Ons het op die eind, ons sou seker graag 'n bietjie meer mense wou hier deurkry, maar daar's 'n klomp lekker redes daarvoor, maar ons het oor die 650 mense hier gehad wat kon ietsie kry om aan te trek, 'n hele paar goeder, skoene, klere, vir wie daar gebid is, en wat ietsie kon kry om te eet en te drink, warm ook om te drink. Die stories daar rondom, die verhale, van dit is 'n bietjie op kamera geneem, ons sal dit later met julle deel. Dit was regtig 'n wonderlike belewenis, en ons hoop en bid dat die Here ons die krag en die wysheid en die deursettingsvermoë sal gee om dit volgende jaar weer te doen. En dan weer 'n bietjie beter, want ek dink ons het 'n paar dinge om te leer om die mense te gaan haal. Die een les wat ons geleer het, dit help ons sê vir hulle 364 dae van die jaar, jy kan nie in die aand hier loop nie, maar nou wil ons hulle gaan haal en sê kom haal vir julle klere, en ons staan 'n polisbakkie hier voor, dan sê die een nou nee, die boere wil ons weer kom uitvang. Daar's maar nog baie van dit in ons land, né? Dat ons nie mekaar vertrou nie, maar ons kon iets daaromtrent ook doen. En daar is ook mooi getuienisse rondom dit. Ek wil weer eens vir julle baie dankie sê. En ek dink ook dank aan die Here dat ons so geleë is en dat hy ons gekies het om juis hier te wees, hier gemeente te wees, in hierdie tyd. Mense toe ons die gemeente gestig het, dink ek het ons dit gedinkie, maar nou is ons hier en nou kan die Here ons gebruik. Wow, wat 'n voorreg. En dit saam met 'n klomp ander gelowiges oor Bellville en Boston en Parow en Durban wil heen. Dit was ook lekker om so lekker skouer te skuur saam met 'n klomp vreemde mense wat net ons aan mekaar bind deur Jesus Christus. Baie dankie julle. Dit was regtig 'n mooi dag. So en dan is dit nou vir my voorreg om te sê Linnie Klaasen, julle sal sien die preekstoel moes maar 'n bietjie korter gemaak word. Linnie ken ek nou. Linnie, julle moet haar toch vergewe. Sy het teologie geswat daar by ons praat van die teologiese kleuterskool by PE, by Pretoria, dit is begin met 'n P. Ja, is dit altyd hierdie spottery. Maar wat baie tel is dat Linnie se man Friedrich ook daar geswat het, so hulle het dubbel seker gemaak dat hulle deur alles kom.
Toe het ons kollegas geraak in Mamasbury jare terug en Lindy, ons sien baie uit daarna. Sy is tans leraar op Darling en Eiserfontein en so ons sien regtig uit hierna. En baie dankie dat jy gewillig is. Nommer 1 om dit vir ons te kom doen, nommer 2 Andra se my brousels te weerstaan of deurstaan of wat ook al. Die bietjie by ons te kom bly, ons sien regtig uit na hierdie week. Baie seën, ons het vir jou baie gebid en mag jy dit beleef ook hier by ons. Dankie Willie. Dankie vriende, dit is vir my regtig heerlik om hier te wees. Ek wil net so een opmerking maak. Andra lyk my Willie het nog nie verander nie. Van my kant af goeiemôre, baie welkom. Dit is regtig my gebed dat jy veilig hier voel, dat hierdie vir jou 'n plek sal wees waar jy tuis is en dat jy ook sal help om anders so te voel. So ek weet nie of dit julle gebruik is nie, maar kom ons draai gou na mekaar toe en dan groet ons gou die mense hier rondom ons, dat almal kan welkom voel. Ek wil gou vra as die kinders is dat hulle gou vorentoe kom. Die kinders, dat hulle gou hier voorkom sit. En wil net vir my vertel, julle is almal baie slim, so ek gaan vir julle 'n paar vrae vra. Hallo julle. Dit is lekker om hier by julle te kuier. Sê gou vir my, wie van julle het al saam met mamma of pappa of dalk ouma of oupa al gaan stap? In die veld gaan stap of in die berge gaan stap of dalk gaan kamp? Wie van julle was al op 'n kamp gewees? OK. Nou sê gou vir my, wat se goeders pak 'n mens en jy kan mos nie net gaan stap of net op 'n kamp gaan nie. Mense moet nou seker nog goed inpak dat jy voorberei is, nê? Dat 'n mens die regte goed kan saamvat. Wat se goed het julle ingepak? Mens vat baie keer so 'n tas saam, soos daai, so 'n rugsak dat jy op 'n stap gaan. Wat is die goed wat jy inpak? Water, yes, wat nog? Kos, OK. Slaapsak, dit hang af hoe lank 'n ou gaan, hè. Ja. Nog, wat nog? Water, hy het gesê water, yes, wat nog? 'n tent, ja, as jy wil gaan oorslaap, nog? Gee my nog 'n tent of 2? 'n kombers, 'n slaapsak is bietjie ligter as 'n kombers dalk, nê. Maar kombers kan nou lekker warm hou. Sê weer? 'n kussing. Ja, dit is dan lekker om jou kop op 'n klip neer te sit nie, nê. Nou goed, weet julle maats, as ons so elke dag lewe, nê, dan is dit amper asof ons ook hier op 'n staptog gaan. En die Here wil hê ons moet elke dag ook goed in ons tasse inpak, nê. En ek wil so 4 noem en ek hoop julle gaan dit onthou. En die eerste ding wat ek dink ons moet inpak, wat se ding is daai? 'n flits, wat doen 'n mens met 'n flits? Jy skyn dit wanneer in dag? In die nag, nê. So as jy nou nie lekker die pad kan sien nie, dan gebruik jy jou flitslig, nê, om die pad te sien. Jy gaan skyn nie iemand se oë nie, nê, jy skyn net op die pad. Het julle geweet die Here het ook vir ons 'n flitslig gegee? Weet julle wat is dit? Die Gees skyn, maar ek dink nie dis heeltemal die Gees nie. Wat dink julle die Here vir ons gegee? Hoe leer die Here vir ons waar ons moet loop? Die Bybel, nê. Die Bybel. In die Bybel sê die Here hierdie, daar in Psalm 119 sê hy, die Bybel is 'n lig op my pad. Nee, u woord is 'n lamp op my pad. So die eerste ding wat ons moet vat is 'n flitslig. Die tweede ding, wat hou daai dogtertjie daar vas? Weet julle wat se goeds dit of werk julle net met GPS'e? Dis 'n kaart, nee. So waarvoor gebruik 'n mens 'n kaart? Om te weet waartoe jy gaan, maar nog iets. 'n Kaart sê vir jou nog iets. Dit sê ook waar jy is, nê. Nee. So 'n kaart sê vir jou waartoe jy gaan, maar dit sê ook waar jy is. Weet julle die Here sê vir ons, maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Ek is altyd by jou. Ek is die een wat jou vashou. OK, so ons pak 'n flits in en ons pak 'n kaart in en een van die goed wat julle gesê het is
water, nee. Kan jy nou dink as jy moet gaan stap en jy word dors, hoe sleg is dit? Nee. Maar weet julle, partykeer gebeur dit dat ons as mense dors word. Ons word dors vir 'n klomp goeders. Nee, dan wil ek bietjie meer games hê en ek wil 'n bietjie meer TV kyk en ek wil 'n bietjie meer goed hê. Nee. Wat sê die Here, waarvoor moet ons dors wees? Net vir hom. Nee, dit beteken ek moet baie bid en ek moet baie Bybel lees, ek moet baie tyd saam met God spandeer. Want dan gaan ek nie dors word vir al hierdie ander goeders nie. Nee, en dan gaan die Here vir my genoeg wees. OK, die laaste ene. Weet julle wat se ding dit is? Ken julle dit? 'n Paspoort. Dit is amper soos 'n paspoort. 'n Paspoort kan ook werk, maar dis ene wat ons sommer nou net hier in die land gebruik. Wat een is dit? 'n ID. Nee. 'n ID. Wat doen ek met 'n ID? Sê wie jy is en hoe oud jy is. Dit sê ook vir ander mense, ek is wie ek sê ek is. Ek kan nie vir hulle sê, hallo, ek is Piet Poggempel nie. Nee, want ek is nie Piet Poggempel nie. Dan gaan hulle sê, wys my jou ID, dat ek kan sien wie jy. Dit gee vir ons identiteit. Daar op Golgotha, daar aan die kruis, het Jesus vir ons sy kinders kom maak. Nee. En dis die identiteit wat ek en jy het. Ons kan 'n kruis gaan wys en sê ons, dis wie ek is. Ek is Jesus Christus se kind. OK, so wat is goed wat ons in ons tasse pak? My flits, my Bybel, nee, my flits wat vir my sê, Jesus sê vir my waar ek moet loop. Die kaart, dit sê Jesus is altyd by my, die water, want Jesus is die lewende water. En natuurlik my identiteit, die kruis, as kind van God. Gaan julle dit onthou? OK, as julle nie weet wie is, gaan ek weer vir julle vra, nee. OK, kom kry gou vir julle sweetie, dan kan julle gaan sit. Terwyl hulle regmaak en gaan sit, vriende, kom ons sing die volgende lied 2 keer saam. Here, my hart is te klein om U lief te hê soos U wil. My geheue is te swak om te onthou hoe U keer op keer vir my vergewe. My wil is nie sterk genoeg om net goed te doen nie. Daarom pleit ek volgend, Here, haal my hart van klip uit. Geef my hart van liefde en omgee en vergifnis. Amen. Vriende, so seker is wat julle my hand sien en my stem hoor, kom sê die Here volgend vir julle, genade en vrede vir julle van God ons Vader, daar is nie 'n einde aan sy liefde nie, en van Jesus Christus, hy wat juis God se liefde vir ons aan die kruis kom wys het, en van die Heilige Gees wat ons help, om elke dag vanuit hierdie liefde te leef. Kom ons staan vir die loflied 530, kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam.
weer sit. Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 gedeeltes, gedeelte uit Handelinge 2 en 'n gedeelte uit Matteus 25. Handelinge 2 en Matteus 25. So, ek weet nie of jy dit wil opsoek nie, dit is wel op die bord. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Here, as die woord oop is voor ons, wil ek vra dat my oë sal oopgaan, dat ek U kan sien. Dat my ore sal stil word, dat ek U kan hoor. Dat my tong los sal kom, dat ek U liefde kan bring. Dat my verstand helder sal raak, dat ek U genade kan snap. Here, mag my hart opvlam, dat ek U lief hê soos U verdien om liefgehad te word. Amen. Handelinge 2 is die eerste gedeelte wat ons saam lees. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En dan die bekende gedeelte in Matteus 25, daarvan vers 34 af. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger en julle het vir my iets gegee om te eet en ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed of dors en iets gegee om te drink? En wanneer het ons 'n vreemdeling gesien en gehuisves of sonder klere en vir klere gegee? Wanneer het ons die siek gesien of in die tronk en die besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Ons gaan net tot daar lees. Ekskuus. Vriend, daar was eendag hierdie paneelbespreking op 'n sportprogram wat my amper van my stoel laat afval het. Bafana het in 'n toernooi gespeel en al hulle wedstryde verloor. So dit was ons 'n paar jaar terug, nee. En een kommentator maak toe die volgende opmerking en hy sê, I've been watching all the games. They are not a bad team. Bafana has only 2 problems, attack and defense. Ek is nou glad nie 'n sokkerkenner nie, maar wat bly oor as jy attack en defense uithaal? Het hulle die volkslied mooi gesing, het hulle 'n goeie halftyd gehad, het hulle goed in hulle klere gelyk, het hulle dalk 'n lekker plek gehad om na die tyd te gaan kuier? Vriende, ons wil lag hieroor, maar weet jy, die ergste is, toe ek die eerste keer hoor, het dit my eintlik nogal so bietjie aan ons as Christene laat dink. Ons kan nie geloof hê sonder dade nie. Die een kan nie sonder die ander nie. En daarom het Jesus baie meer gepraat oor hoe ons moet leef as oor dit wat ons moet glo. Jesus het baie meer gepraat oor hoe ons moet leef as oor dit wat ons moet glo. En met dit op 'n stadium gesê, we do not think ourselves into new ways of living, but we live ourselves into new ways of thinking. Dit help nie, ek sê die hele tyd net en dink,
Ek moet verander, ek moet verander, ek moet verander, ek moet verander. En jy doen niks. Die enigste manier hoe jy gaan verander is om iets te gaan doen. Kom ek probeer dit vir jou met 'n beeld verduidelik. As ek sê ek is 'n reisiger, dan moet ek gereeld reis. Nee. Ek moet plekke besoek, ek moet dinge sien. Ek kan nie by die huis bly en 1 keer 'n jaar iewers heen gaan en dink ek is 'n reisiger nie. Of om net oor reis te praat of dalk om 'n dokumentêr oor reis te kyk. Dit maak nie van my 'n reisiger nie. Dit moet my gewoonte wees om te reis. Vir my om 'n reisiger te wees. Dieselfde sê as ek 'n kind van die Here is, as ek 'n volgeling van Jesus is, dan moet my lewe dit wys. My woorde en my dade moet met ander woorde met mekaar ooreenstem. Ek gaan nie 'n Christen wees as my lewe dit wys. Net soos ek net 'n reisiger kan wees as ek gereeld gaan en plekke gaan besoek. Parkeer hierdie gedagte net so oomblik. Dan wil ek gou 'n volgende deel daarvan sê. As jy geestelik wil groei, het jy beter gewoontes nodig, nie beter uitsonderings nie. Kom ek sê dit gou weer. As jy geestelik wil groei, het jy beter gewoontes nodig, nie beter uitsonderings nie. Die ding is, vriende, ons wil so graag aan ons uitsonderings geken word, nee. Daai keer toe ek dalk daai boemelaar gehelp het, of daai keer toe ons 'n kinderhuiskind saamgevat het met vakansie, of daai keer toe ek saam was op 'n uitreik. Maak geen fout, hierdie goed is wonderlik. En mens kan baie lesse leer uit hierdie uitsonderings, maar jou karakter word nie gebou deur dit wat jy dan en wan en af en toe doen nie. Of dit wat ek al gedoen het nie. Jou karakter word gebou deur die dinge wat ek en jy die meeste doen. Hierdie is nogal belangrik, so ek wil dit weer sê. Jou en my karakter word gevorm en gebou deur die dinge wat ons die meeste doen. Dis waar van ons as individue, maar dis ook waar van gemeentes. Dit van ons tyd, meeste van ons tyd spandeer, is dit wat ons karakter vorm. Die ding is, vriende, klomp dinge in die evangelie maak eers sin as ons dit begin leef. Wat bedoel ek daarmee? Kom ons vat nou maar genade en vergifnis. Dit help nie net ek praat oor genade en vergifnis nie, dis iets wat ek moet leef, dis iets wat ek moet doen, dis iets wat ek moet beoefen. Dieselfde met bid. Dit is baie beter om te bid as om oor gebed te praat. Jesus het nie gesê, ek was honger en julle het vir my gepreek, en ek was dors en julle het 'n Bybelstudie gehou, en ek was 'n vreemdeling en julle het 'n debat oor xenofobie gehou. Wat het hy gesê? Hy sê, ek was honger, julle het vir my iets gegee om te eet, ek was dors, julle het vir my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves, sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek, julle het my verpleeg in die tronk, julle het my besoek. Dit, vriende, is so prakties die evangelie is. Ekskuus. En hierdie geestelike pad waarop ek 'n reisiger is iets wat gestap moet word. Ek ontdek deur te doen. En die eerste ding is, ek moet opdaag en aanhou opdaag. Ons gaan vanaand so 'n bietjie daarby aansluit. Maar kom ek vra gou vir jou iets anders. Wat dink jy sal gebeur as jy al daai proteïendrankies en spesiale melkskommels en smoothies drink en elke dag 8 eiers eet en daardie spesiale kosse eet wat atlete en sportmense eet, maar jy kom nie in 'n gym nie en jy kom nie op 'n sportveld nie, jy gaan sit net daar op die bank en TV kyk. Wat dink jy gaan met jou lyf gebeur? Wat gaan gebeur? Jy gaan soos 'n stoel begin lyk, nee, jy gaan begin uitsit. Nee. Jy gaan vet en lomp en stadig word. Atlete wil gespierd en rats en vinnig en fiks wees. Dis waar van ons geestelike lewe ook. Ek dink baie keer ons is vandag vet geëet aan, moenie 'n fout maak, die goeie geestelike kos, maar ons raak net al hoe meer geestelik lomper en ongemakliker, en ons wil net nog en nog en nog hê.
'n paar vrae vra en ek sluit myself eintlik daarbey in. Hoeveel eredienste het jy al in jou lewe bygewoon? Hoeveel YouTube preke en video's het jy al gekyk? Hoeveel boodskapies oor die radio het jy gelees? Hoeveel geestelike boeke het jy al gelees? Wat 'n verskil het dit in jou lewe gemaak? Wat 'n verskil het dit gemaak in die manier hoe jy God se liefde leef? En vriende, kom ons face dit. Ek dink die grootste tekort in ons land vandag, veral onder Afrikaans sprekende kerkmense, is nie dat ons nog inligting nodig het nie. Ons grootste tekort is juist in hierdie uitlewing van hierdie basiese beginsels van Christen wees. En miskien is dit hoekom daai stelling so waar is, dat Jesus baie meer gepraat het oor hoe ons moet leef, as oor dit wat ons moet glo. Ons het onthou toe die evangelies van Matteus en Markus, Lukas en Johannes geskryf was dit om en by in die tyd wat dit die val van Jerusalem was. Dit was die tyd van die Romeinse Ryk en dit was die vervolging van die vroeë kerk. En dit is asof hierdie skrywers Jesus se volgelinge voorberei het. So hulle wil sê, Jesus het dit gesien kom. Hy het vir ons raad gegee, hy het vir ons kom wys hoe om te leef in sulke omstandighede. Die vroeë kerk het hieraan vasgehou en het seker deur die ergste storm in die kerkgeskiedenis gegaan, deur hierdie basiese Jesus dinge te leef. En 'n mens kon Jesus se boodskap op een van twee maniere kry. Die eerste een was deur hom te luister en die tweede een was om hom dop te hou. Jesus se lewe was hierdie praktiese demonstrasie van die dinge wat hy vir sy volgelinge geleer het. Ek kon byvoorbeeld hoor hoe Jesus sê, wees lief vir jou vyande, draai die ander wang. Of jy kon sien hoe hy daar in die kruis hang en bid vir hulle wat hom doodmartel, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ons wil hê die wêreld moet die kerk, moet ons ernstig opneem, dan gaan ons meer moet doen as om net nog te praat. As ons wil hê die wêreld moet ons ernstig opneem, gaan ons meer moet doen as om net nog te praat. Die vroeë kerk het ook hierdie evangelie verkondig, maar omdat dit soos 'n verbode organisasie was, is 'n groot deel van hulle getuienis nie gehoor nie. Mense het dit gesien. En juist dit het gesag gegee die kere wanneer dit wel gehoor is. Ek en jy, ons wat sê ons is Christene, ons wat sê ons is kinders van die Here, ons word baie meer dopgehou deur mense wat nie is nie, as wat ons dink. Jou en my leefstyl maak dat mense ons woorde glo of nie glo nie. My gewoontes, dit wat ek gereeld doen, gee gesag aan my boodskap. Ongelukkig is die teendeel ook waar. Jesus was nie net die draer van die boodskap nie. Hy was die boodskap. Wanneer Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, sê hy, dis nou jou beurt. Dis julle beurt, julle moet nou gaan. En ons moet nie net van hom vertel nie, maar ons moet ook die dinge doen wat hy gedoen het. Om te leef soos hy geleef het. Om hierdie goeie nuus te verkondig. Maar meer is dit om self ook hierdie boodskap te word. Ek het ooit gedink, hoe sou dit wees as Jesus vandag hier op aarde was? Sou hy dieselfde klere aangetrek het as ons, of dieselfde musiek geluister het? Sou hom dalk gevra het om die volkslied voor een van die toetse te sing? Sou hy maar net nog 'n persoon gewees het wat in 'n meubelwinkel werk? Ons vergeet dikwels, in Jesus se tyd was daar nie Facebook en X en Instagram en YouTube of enige ander sosiale media of landlyne nie. Jesus was nie hierdie bekende sportster van 'n nasionale span nie. Hy was nie hierdie akteur wat 10 Oscars gekry het. Hy is ook nie 'n sanger met 'n nommer 1 treffer nie. Hoeveel likes sou Jesus gekry het as hy status op sy story gesit het, vanmiddag tussen 4 en 5 gaan ek op die water loop, sien ek jou daar.
Vriende, is ons vreemd om te dink dat daar 'n wêreld bestaan het waar die middele en die kanale wat ons vandag het, nie daar was om 'n boodskap oor te dra nie. So wat het Jesus toe gedoen? Hoe het hy sy boodskap van liefde aan mense gekommunikeer en oorgedra? Die antwoord is vreemd, maar eenvoudig. Hy het 12 manne gekies. 12 van die mees stikkende, mees teen mekaar ongewone tipe mense wat jy in jou lewe kan uitdink. Het hy bymekaar gemaak om sy plan uit te voer. En ek dink die rede hoekom Jesus hierdie 12 gekies het, was om vir ons te wys dat ek en jy, wat baie keer net so de mekaar, net so stikkend, net so verward soos die disippels is, met ons foute, met ons hang-ups, dat hy ons kies, dat hy ons wil gebruik. En het stop nie by die 12 disippels nie. Jesus het nog 'n manier gehad om hulle lief te hê, sonder om hulle die heeltyd te probeer verander. Hy het nie vir hulle gesê, hoor, kom in, julle moet eers 'n bietjie skoner wees, of 'n bietjie grander wees, dan gaan ek julle kan gebruik nie. Hy het hulle gevat en gebruik, soos hulle is. En dit beteken Jesus wil jou gebruik, net soos jy is. Daar waar jy is, daar waar jy, maak nie saak wat op hierdie oomblik in jou lewe aan die gang is, en maak nie saak hoe de mekaar jou lewe is nie. Hy wil jou gebruik. As jy na die wêreld se grootste popsterre en akteurs en musikante gaan kyk en jy sien hoeveel followers, hoeveel volgelinge hulle het, dan besef ek een ding. Dit help jy sit met miljoene followers en jy los mense met niks. 'n Goeie liedjie en 'n nice fliek is nie blywend nie. Jesus se lewe was ver van die limelight af en tog het hy dit reg gekry om 'n groter impak te maak as wat enige kunstenaar wat al ooit op die voorblad van een of ander tydskrif was. In die oë van die wêreld was hy maar net 'n gewone meubelmaker. Iemand met 'n liefde en 'n passie vir mense. Waaroor hy nie net gepraat het nie, maar wat hy geleef het. Vriend, dis wat hy van jou en my verwag. Om die gewoonte te hê om liefde te leef. Liefde moet nie die uitsondering op die reël wees nie. Dit moet die ding wees wat ek die meeste doen. Kom ek vat som. Ek kan net 'n reisiger wees as ek reis. Om daaroor te praat of 'n dokkie daaroor te kyk, dit maak nie van my 'n reisiger nie. Om 'n reisiger te wees, moet dit my gewoonte wees om te reis. Net so, om 'n volgeling van Jesus te wees, kan ek nie net goeie dade af en toe, en dan en wan doen nie. Ek kan nie net liefde nou en dan bewys nie. Dit moet 'n gewoonte wees. Nie die uitsondering nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as die God van waarheid en ja, Here, ons is die kinders. Help ons om dit waardig te wees. Ons weet U het ons geroep om die nood in hierdie wêreld te verlig en help ons om die taak met vreugde aan te pak en nie heeltyd verskonings te soek nie. Want Here, ons is nie bekwaam nie, maar dan hou ons daaraan vas dat die onbekwame mense reg deur die Bybel gekies het. Die Jeremia en Moses en die disippels en so waar, Here, U roep my ook. Help my, Here, dat liefde nie die uitsondering op die reël sal wees in my lewe nie. Help my om hierdie gewoonte te hê om liefde vir almal rondom my te wys. Help my, Here, dat my woorde en my dade ooreenstem. Maak my 'n getuie van U, Here. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid om die Here met die liefdegawes te dien.
Kom ons dra dit aan die Here op. Here, ons het gekom en ietsie van onsself in hierdie sakkies kom gooi. Here, wil U hierdie dankoffer gebruik en iets van U liefde hier in ons gemeente en in ons gemeenskap kom wys. Seën dit, Here. Amen. Ek wil net 'n bietjie vergeet om te vra oor die verjaarsdae. So almal wat Junie verjaar, staan asseblief op dat ons vir julle geluk kan sê. Waar is die mense wat in Junie verjaar? Al hierdie winterbabas. Ja, baie geluk en mag dit regtig vir jou 'n wonderlike dag en 'n wonderlike jaar wees. En mag jou drome altyd meer wees as jou herinneringe. Sommige gou volgende vraag, wie vier hulle huweliksherdenking in Junie? Okay, nou moet die mans gou vir die vroue kyk, né? Hierdie is nou 'n heads up vir die maand. Okay? Is daar iemand wat hulle huweliksherdenking? Hoeveel? 70. Okay, julle kan vanaand vir ons kom ooreenkom. Baie geluk. Nog iemand wat 'n huweliksherdenking vier. Baie geluk julle. Vriende, ons gaan afsluit met ons slotlied. Ek wil kom stil word. Dit is ook ons tema lied hierdie week. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. ontvang die seën van die Here. Mag God se liefde alleen vir ons genoeg wees. Mag die woorde en dade van Jesus ons lei en inspireer, meer te gee en meer te doen. Mag die Heilige Gees ons vernuwe en bemoedig om mekaar met liefde te dien.
gaan drink 'n koppie koffie.